waar ons vlugtig uit die woord kyk en dan mekaar opdra voor die troon van die Here. Kom ons soek op daardie nood aan die teenwoordigheid van God. Liewe almagtige hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons so in die middel van die week net weer so klein, hulle noem dit mos 'n klein Saterdag, net so klein breek kan neem en net weer u teenwoordigheid soek. En vanaand dink ons aan diegene wat bitter graag hier wou wees. Ons dink aan Karel wat siek is, wat nie hier kan wees nie. Die weer en dan dink ons ook aan ander Karel wat dalk nog op pad terug is van die ver ryery vandag. En ons vra U dat U hulle ook veilig by hulle bestemming sal aanbring. Dankie vir die liefde en die genade. Wees asseblief nou met ons waar ons U woord open en waar ons die troon soek en openbaar U self aan ons opnuut. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. So vanaand is die vraag: hoekom aanbid ek God? Hoekom aanbid ons God? Daar's baie redes en ek dink baie keer gaan 'n mens dalk deur die rituele. En ek dink nie daar's iets fout daarmee nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Mens kom in 'n gewoonte en daar's ook niks fout daarmee om te sê, maar ek moet God aanbid. Of ek wil hom aanbid nie. Want ek dink God het ons geskape tog met 'n innerlike begeerte en 'n behoefte om te aanbid. Maar het jy al gewonder as jy by die kerk sit en daar word dalk 'n lied gesing en mens sing saam of mens luister na 'n verhaal, mens luister na 'n preek, na wat ook al 'n mens luister. Het jy al daar gesit en gewonder, hoekom aanbid ek God? Daar's verskillende redes. Maar vanaand wil ek graag vir julle lees Psalm 47. In die eerste 3 verse. Vir die musiekleier van die kinders van Korag. 'n Psalm. Alle volke klap met die hande. Juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Hier is aanbidding, sien jy dit? Hier is 'n opdrag, hier is 'n uitnodiging. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met die stem van gejubel, want die Here, die Allerhoogste, is gedig. 'n groot koning oor die hele aarde. Nou daardie woordjie vir gedig, die psalmdigter se rede hoekom alle volke moet opstaan en die Here moet aanbid en hom moet prys. Daardie woordjie vir gedig word in sommige Engelse vertalings vertaal as awesome. Asemrowende God. Die Hebreëse verwys eintlik daarna dat God is hoër. Hy is die opperste gesag. En vanaand wil ek juist dan daaroor gesels. Ons aanbid God. Want soos die Engelsman sê, hy's 'n awesome God. Hy's 'n asemrowende God. Jesaja 55 vers 8 maak dit duidelik dat hierdie asemrowende God, hierdie God wat bo alles is, waarna die Hebreëus verwys, is ook 'n persoonlike God. Van al die gode wat daar bestaan in hierdie wêreld, deur die eeue, deur die Griekse mitologie, deur die Egiptiese sisteem, die Babiloniese sisteem, deur Mede en Perse, in vandag se wêreld, alle gode wat jy kan opnoem, is daar net een God wat persoonlik is. Jesaja 55 vers 8 skryf Jesaja en hy sê, my gedagtes is julle nie julle gedagtes nie. Jeremia 29 vers 11 sê die Here, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Hy's persoonlik. Betrokke in ons lewens. Jesaja 1 vers 18, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu.
al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Hosea 11 vers 8 sê, maar hoe kan ek jou prys gee? Efraim, hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma? Met jou maak soos met Shebeum. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand sterk. Sefanja 3 vers 17. Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Is dit nie 'n wonderlike gedagte om te weet dat die God wat so hoog is, wat alles geskaap het, so persoonlik in ons lewens betrokke is, dat dit skryf en sê, ek jubel en ek juig oor jou nie. Dat ons wat sondaars is, vreugde in die Here se hart kan bring. Amen. 'n God wat so hoog is, wat gespreek het en die heelal het in sy ontstaan gekom, kan skryf en 'n uitnodiging gee vir 'n volk wat in slawerny vasgesit word, wat in ballingskap vas is, en hy sê kom, 'n uitnodiging, kom, laat ons die saak uitmaak. Kom gesels met my. Kom praat met my. Nou is die vraag, as ons so 'n wonderlike kanaal het, so groot uitdaging, uitnodiging het, hoekom maak ons so min van gebed gebruik? Weet julle wat 'n voorreg het ons, om soveel as wat ons kan, met die Here stil te raak. Ek word altyd gespot en geterg oor hoe baie ek kan ry. Né? Ek hou van ry. Dis vir my lekker. Dis nie vir my lekker om daar in Gauteng, daar op die highway te gaan sit in die verkeer. Moet my nie vir dis alles behalwe lekker. Maar wanneer jy die oop pad vat, en dan is daar altyd hierdie debat in die kar. La Rochelle soek die radio aan. Ek en mamma sê asseblief, kan ons net die oomblik geniet in stilte. Ons hoef nie nou te weet wat in die wêreld aangaan nie. Ons hoef nie na Bobby van Jaarsveld of wat s'ie ou met die groot kanonne, Brendan Piper te luister of so nie. Ons kan nou net die Here se handewerk sien. En dis waar ek daarvan hou, om met my God te praat. Daar op die pad. As ons net ry. As ons net ry. Eksodus 3 vers 14. Toe die Here vir Moses daar in die woestyn ontmoet, daar waar hy sy skoonpa se bokke en skape oppas. En hy kom by daai brandende bos en hy gee vir Moses hierdie ondenkbare groot opdrag om na die farao toe te gaan. En Moses sê, "Jesus, maar as ek nou na u volk toe gaan, wie sal ek sê het my gestuur?" En die Here sê, "Ek is." Al wat jy gaan sê is, "Ek is." Daardie woordjies verwys daarna dat God is so groot dat ons in ons menslike kapasiteit nie kan begryp wie hy is nie. Daardie woordjies verwys dat hy so groot dat hy niks en niemand nodig het vir sy bestaan nie. Hy is so groot dat hy geen begin en geen einde het nie. Hy is so groot dat hy 'n plan het en 'n wil het.
en dat hy niks en niemand nodig het om daai plan in vervulling te bring nie. Hy is so groot dat niks en niemand in die weg van daai plan kan staan nie. En hy sê vir Moses, gaan na daai mense toe, wat so moan en so steen, en verdruk gaan onder die verdrukking. En sê vir hulle, die een wat bo alles staan, het jou gestuur. Het die Here Moses nodig gehad? Nee. Maar hy wou hom gebruik. Het die Here my en jou nodig? Nee. Maar hy wil jou gebruik. Want hy jubel oor jou en my. So hoekom aanbid ons die Here? Want hy is so groot, dat ons hom eintlik nie kan verstaan nie. Dat hierdie wêreld ouens nodig het wat hulle self teoloë noem. Ouens wat hulle hele lewe lank studeer en probeer uitfigure wie is God. En op die ou einde van die dag, dan kom van die grootste teoloë, en as hulle op 'n verhoog gevra word, en sê, deur al jou studie, al die jare, wat is die een waarheid wat vir jou uitstaan? Dan sing hy kinderliedjie en hy sê, ek weet, die Here het my lief. Vanaand kan ons dankbaar wees, want die einste ene wat sê ek is, kom na julle toe. En hy sê ek het 'n plan. Ek het 'n wil. En niks en niemand gaan dit kan keer nie. Maar ek stuur jou om deel te wees van daardie wil en daardie weg. En dis hoekom ons hom aanbid. Ek lees vir julle weer daardie mooi, en ek kon soveel meer beloftes gekry het. Maar ek lees dit weer en maak dit julle eie vanaand. Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Die Here het 'n weg en 'n wil. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Maar hoe kan ek jou verlaat, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atman, met jou maak soos Sibojom? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. En ek wil vir julle sê, is die Here nie vir Efraim en vir Israel kom prys gee nie, kan hy nog minder vir Werner van Wyk en vir Mboebi en vir Wally prys gee. Deur jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. So volgende keer wanneer jy sê, waar is die Here? Hy is stil. Onthou aan hierdie vers. Hy is stil tevrede met jou. Hy jubel en juig oor jou. Kan ons vanaand net die stil tevredenheid van die Here aanvaar en sê, alle volke, klap julle hande, juig en jubel. Julle God is asemrower. Amen. Gebedsversoeke. Ek het ene gekry by die skool vandag. Julle gaan my nie glo nie. Elisma, Karel se vrou, het na my toe gekom terwyl ons gesit en wag het om Marlo op te tel. Toe sê sy, hulle gaan nie vanaand hier kan wees nie. Karel is al vir 3 dae bitterlik siek. So eerstens wil ons vir Karel opdra in gebed. En tweedens is Elisma baie dankbaar want maandag, so reg Ariana, maandagmiddag is sy en haar vriendin wat altyd saam met haar ry om die kinders te gaan haal,
beroof in die stad en hulle is net dankbaar, niemand het fisies seer gekry nie. Hulle het 'n foon of 2 verloor, maar soos Elisma sê, 'n foon kan jy altyd vervang, maar 'n lewe kan nie. So ons is saam met hulle bly dat ten spyte van die sleg dat daar ook iets moois daar uitgekom het. Okay, enige ander versoeke julle? En die hand is daar agterop. Het jy hom gekry Antoinette? Ja, daar nie. Okay. Hendrik. Ja. So. Okay. Leraar Corrie. Blaasinfeksie, Tannie Helena, skus leraar, ek raak al hoe dower. Die vrou moan al hoe meer, raak al hoe dower. Ek dink ons kan vir hom Piet Marnewek, ons het hulle in kliks gekry vandag, hy het hom ontslaan. Ek dink, kom ons bid vir Tannie Elsie ook, wat hom bystaan in hierdie tyd. Kinders. Ek dink Elsie kry swaarder as Piet. Okay. Bid vir Tannie Cheryl Gibson, ons kan vir haar bid. Beplanning van die jeugkamp en die mannekamp. Dink ons kan vir ons omgewing bid. Vir veiligheid. Dink ons kan vir die gemeente bid. Ons het nie vreemde mense hier, of nie vreemde nie, ons het nie gaste hier vanaand nie, so ons kan die gemeente opdra. Okay, so dit. Ja, Corrie. Ja. So. Okay. Nog versoeke? Kan ons die boekie kry? Daai meneer wat so baie versoeke gegee het daar agter, as hy net kan vorentoe kom asseblief. Ek gaan dalk vra vir wie dit moontlik is dat ons dalk net saam kniel vir die gebed. My leraar, bid jy en dan sal ek net so afsluit gebedjie doen as leraar klaar is. Okay. Kom ons kniel saam. Genadige Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die voorreg gegee het, die uitnodiging gegee het wat U sê, kom ons praat hieroor. Kom ons maak reg, verwyder tussen ons dit wat verkeerd is. Maar dankie ook vir die voorreg wat ons het om ons medebroeders en susters, medekinders van Jesus ook vanaand in die troon van genade op te kan dra. Daar's dankgebede, dankie vir Elisma, vir hulle beskerming. Trouwe Here, ons vriend Dani sit met 'n uitdaging. Mag U deur U groot genade en U liefde deur ons vir hom wys dat U 'n skepper God is wat omgee vir ons. Dankie vir Hendrik, vir sy lewe. Bid spesiaal vir Helena wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid vir Piet en vir Elsie.
En Here, ek het baie tyd met Piet in die hospitaal spandeer. En ons weet Elsie trek ook baie swaar. Mag U Gees van genade en liefde baie spesiaal op daai twee kosbare mensies wees. Ons dink aan ons kinders, Hemelse Vader, wat deur Satan aangeval word op maniere wat ons verbuisterd is. Maar dankie dat ons kan vra dat U wat 'n God van liefde is, wat lief is vir kinders, wat omgee vir ons jong mense, mag die Heilige Gees beskutting en beskerming gee op elke vlak wat hulle nodig het, Here, asseblief. Ons dink aan Cheryl en haar man. Hulle is besig om oud te word en saam met die ouderdom kom al die pyne en die skete wat ons van praat en mag U Gees ook vanaand vir hulle elkeen berusting bring. En dan Hemelse Vader, het ons planne vir ons manne, planne vir ons jong mense. Dankie dat die konferensie vir ons fondse beskikbaar gemaak het daarvoor. Maar mag ons hierdie twee geleenthede gebruik om ons mensies nouer en nader na Jesus se sy te trek. Want Here, U het ons lief, U wil ons verlos. En mag U Gees, wanneer daardie twee kampe plaasvind, mag U Gees op 'n kennelike wyse tot elkeen se harte praat asseblief. Ons dink aan ons omgewing, ons dink aan ons mensies hier. Vader, hulle stel nie lid van ons hier nie, maar is nog steeds U kinders vir wie U gesterf het. U ken hulle uitdagings. Wees genadig asseblief en mag die Heilige Gees ons inspireer om ook die hand van liefde, die hand van vriendskap, die hand van omgee uit te reik. Om Jesus se liefde nie net vir hulle te vertel nie, maar dit ook vir hulle te wys. Ons kom as gemeente na U toe. Ons het U leiding, ons het U beskerming daagliks nodig. En Vader, ons wil net vanaand voor U kniel en vir U sê, dankie dat U 'n God van genade is, 'n God van liefde is, 'n God wat omgee. Maar dankie dat U ook 'n God van regverdigheid is. Maar mag ons onsself verlustig in die wete dat elkeen van ons koningskinders is. Kom in ons harte, Vader, asseblief. Terwyl ons hier voor U gekniel is vanaand, wil ons lewens radikaal vir die werking van die Heilige Gees oopstel, sodat U die werk in ons lewens kan doen wat U weet gedoen moet word. En dankie dat U met ons samewerking dit in elk geval vir ons wil doen en gaan doen. Dankie daarvoor. En ons loof en ons prys U heilige naam daarvoor. En ons vra dit nie wie ons is nie, maar omdat Koning Jesus ons liefhet. En in Jesus se naam vra ons dit. Amen. Liewe Heer, ons dankie vir wie U is en ons dankie vir U grootheid en vanaand dink ons aan die geliefdes wat baie naby aan hulle is, aan die dood afgestaan het. Ons wil hulle spesiaal in U opdra en U het ons nooit geskaap om dood te ervaar en mee te kan deel nie. En daarom sukkel ons so. Maar ons vra U dat daardie leemtes wat gelos is, laat U dit sal vul en laat U berusting sal bring en vertroosting. Ons bid ook vir diegene wat siek is, liewe Heer, en diegene wat op die pad is en ons vra U dat U hulle asseblief veilig sal tuisbring. Ons bid vir ons kinders wat onder soveel druk gepaard gaan by die skole en die universiteite en die standaarde wat hierdie wêreld vir hulle daar lê. Maar mag hulle nie vergeet dat daar die uitnodiging vas staan wat sê, kom julle wat bemoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Mag hulle rus in hulle identiteit in U vind. Vat elkeen asseblief veilig huis toe vanaand. Ons bid vir ons boere, ons bid vir ons gemeenskap en ek vra U dat U die duiwel en sy trawante sal weghou. Laat U die aanvalle sal stil maak en laat U die aanvallers sal ontbloot. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.
top daar agter. So, sop.